'n nuwe Rubicon word ontbloot. Die Rubicon gesprekreeks is opgeneem tydens 'n geleentheid by die AfriForum Theater. Op publieke aandrang deel ons die gesprek hier in dele oor die volgende paar weke. Hier's 'n paar ouens wat ver gery het. CP de Tooy het daar van onder af gekom, maar ek wil vinnig iets vertel van CP de Tooy. Ek is by die Leer College, ons gaan wherever en stafkursus, hulle moet opleiding doen by Hazyview, waar's hy plek? En ek en CP ry in die middel van die nag van Pretoria af Wildtuin toe. Hy's 'n KS by die college, ek is by die college, nou ry ons saam. Hy's 'n pantseroffisier. Is CP nog hier? Daar's hy. CP is 'n pantseroffisier. Daai nag tussen Middelburg en Witbank gaan staan ons sonder brandstof. Ek kyk vir die pantseroffisier, ek sê wat nou? Hy sê nie, hy weet nie. Ek sê CP, jy's uit brandstof uit. Hy sê ja, maar ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan dit nie verklaar nie. Ek sê CP, jou hele opleiding gaan daaroor om daai voertuig daar te kry met brandstof en 1000 ander goed. Ek sê wat doen ons nou? Ek is bangs. Hy klim agter in 'n taxi, hy hike 'n taxi. Daai stukkie bin agter waar hulle die suitcase neersit, né? Daar sit hy agter die agterste seat. Daai taxi is chock-en-blok vol. Daar gaan my drywer, die pantseroffisier, ek die brave valskermsoldaat sit in angs en bewe in die middel van die nag langs die pad, stoksiel alleen, blootgestel. 2 ure later, hier kom 'n taxi verby. Waar sit CP? Agter in die bin. Het hy weer 'n plekkie gekry en toe vat ons die pad. Ek kan ook goed oor hom vertel. Jy kan ook goed oor hom vertel. Die les is, klim nooit saam met 'n pantseroffisier. Op 'n speel manier sê ek verskriklik dankie. Ons gaan nie aan die einde groot dankie sê nie. Dankie vir julle hier wees, dankie vir die moeite gedoen, dankie vir die ouens wat ver gekom het. Ek weet dis deesdae al hoe moeiliker. Ek sien hoe die besprekings by AfriForum, dis moeilik om hierdie plek vol te maak as ek so kyk na die verskillende programme wat hulle hardloop. En ons, die veterane, maak hierdie plek elke keer vol. Weet jy wat? Gee hulle self 'n handeklap as jy wil, maar dis lekker. Ons gaan in die laaste deel in en ek gaan vir Wessie oorhandig. Hy gaan 'n paar goedjies doen. Ons 3, 4 het elkeen 'n laaste 2 minute. Punchline, alright? En dan is daar die verrassing. Is ek reg? So dis ons aand, kort en kragtig. Ons gaan nou klaarmaak. Maar baie dankie vir die hier wees. Hier gat ons. Wessie, oor na jou toe. Baie dankie. Ons het dit goed gedink tydens die beplanning van die aand om 1 of 2 kort videoklips te speel van besondere goed wat deur besondere mense van daai 20 wat deelgeneem het, wat hulle gesê het tydens die opname waar ons die dokumentêre program opgeneem het. En dit was bitter moeilik om te kies watter 3 videoklips gaan ons speel. Want is wonderlike goed wat gesê is. Ons het besluit op die volgende 3 videoklips wat ons graag wil speel, om vir u 'n kykie te gee aan die tipe van kwaliteit en goed wat gesê is deur die deelnemers aan hierdie dokumentêr van ons. Die eerste een is Generaal Meyering. Kom ons hoor wat het hy gesê oor sy eerste Rubicon. Kijk, het was in Oktober maand geweest wat ek hoof van die weermag geword het. En was in daai tydperk geweest wat ons toe 'n gesamentlike bevelskader konferensie gehad het. En dis by die inligtingskool geweest, hier so by die in Waterkloof. En terwyl ons daar was, toe lei die telefoon, dis nou minister Kutsie wat my sê, Mandela wat met ons kom praat. Mandela was toen net 'n Mandela. Hy was uit, hy was nie, hy was nog geen niks gehad, en is nie 'n naam of iets nie. Hy is net meneer Mandela. Hy kom toe daar aan en hy het toe met die ouens gepraat. Ek weet tot vandag nie wat hy gesê het nie, want dit is nie ter sprake nie. Maar hy het toe gesê, hy wil met my praat, na hy met die kader gepraat het, die bevelskader gepraat het. Ons het toe 'n klein plekkie gekry waar ons toe alleen kon gaan sit en gesels. Toe sê hy vir my,
General, we think there are going to be an election. Almal van ons weet toe, daar gaan 'n verkiesing wees. And we think we're going to win the election. En almal van ons weet dat iets met inligting te maak het, weet dit gaan so wees. En hy sê vir my verder, and if we win, I think we will, ons is seker geweet dat hy gaan, then the chances are very good that I might become the next president. So if that is so, would you mind being chief of the National Defence Force at that point in time? Ek is nou van die hoof van die weermag tot op daai stadium, maar daar is nou iets wat nou anders te gaan gebeur. Nou het ek omtrent 5 na 10 sekondes toe my gedagte op te maak. 5 sekondes of 10 sekondes van waagmoed. Dis nou 'n Rubicon, want ek staan nou op die hoë duikplank en nou moet ek spring. As ek sê nee, ek gaan nie weer terug gaan na hom toe nie. Ek sal nie kan nie. As ek sê ja, dan het ek my voete in die water gedruk, dan moet ek gaan en as ek met die duikplank nou spring. En ek is nou besig om onder toe te gaan. Sê ek vir hom ja, ek sal. Nou dit was vir my, as ek terugdink, dan was dit vir my 'n werklike Rubicon geweest, want niks daarna was ooit weer dieselfde nie. Ek dink nie ons hoef uit te brei oor wat daarna gebeur het nie. Dit was in die media en al die goede, maar ons praat positiewe goed, ons praat nie negatiewe goed nie. Generaal Georg Meyring is een van die positiefste mense wat ek in my lewe ontmoet het. Hy sit daar op sy plaas vandag. Ons kan sien hoe gaan dit vandag met sy gesondheid. Hy het deelgeneem uit 'n paar besondere boodskappe wat hy in 'n dokumentêr wat ons opgeneem het vir 'n hele dag, van die oggend tot die aand. Hy het nie moeg geraak nie. Dit het later gelyk of hy spoed kry. Jy weet, hier teen 3:00 die middag. Hy's regtig 'n voorbeeld vir 'n klomp van ons. Een van die belangrike dinge wat hy vir my gesê het daai dag, Wessie, as ek vir hierdie klomp jong gatte iets kan sê, is hulle sien te veel probleme en te min oplossings. Nou dit is 'n leier wat sulke goed sê. Die tweede videoklip waarna ons wil kyk, dis natuurlik 'n groot hero van my. Dis Koos Moorcroft. Nou Koos Moorcroft sê 'n ongelooflike belangrike ding nie, en ek sal uitbrei direk nadat ons na sy videoklip gekyk het. Hy's 'n besondere mens. Kom ons kyk wat sê Koos Moorcroft. En ek het ook besluit, omdat ek toegang het na al die onderoffisiere in die leer, ons op daai stadium was die leer 44.000 sterk. Die totale weermag was 98.000. En as ek vir een oomblik negatief was, het my majore en onderoffisiere reg deur die leer geweet, Koos Moorcroft sê hierdie ding gaan nie werk nie, want hulle wag vir iemand wat sê hierdie gaan nie werk nie. Die mense is 'n snaakse ding. Jy wag vir slegte nuus. Maar ek het nie vir hulle slegte nuus gebring nie. Ek het vir hulle gesê, ek gaan aan met hierdie, en ek kon nie vir een oomblik, en ek het dit met myself oor hierdie Rubicon gegaan, gesê, ek is positief oor wat hier gaan gebeur. En dit gaan werk, en ek gaan help om dit te maak werk. Ek dink die belangrike deel van wat Koos sê is, hy was die summeur van die leer. Hier kom 'n nuwe demokrasie. Die summeur van die leer pak en poel. Wat gaan die gevolge wees? En hy het die insig gehad en hy het die leierseienskappe gehad om te sê, ek Koos Moorcroft bly. Ek gaan help om hierdie transformasieproses te bestuur met my adjudantoffisiere en my onderoffisiere, wat ek saam met my vat van die ou SAW af na die nuwe nasionale weermag toe. En Koos het daar gebly tot die einde. Ek gaan nie verder uitbrei oor Koos nie. Julle sien ons kuier lekker daar by hom in die bos.
Ja, jy moet nie met Koos daar by die huis kom en 'n opname met hom maak. Jy moet in die bos wees met sy Land Cruiser en dan maak hy vir jou koffie op die vuur. Dit is Koos Moorkroft, 'n baie besondere mens. Koos kan nie iets wegsteek nie. Dit kom uit op die onderhoud wat ons met hom gedoen het in die opname. Hy kan niks wegsteek nie. Hannes Venter het op 'n stadium vir hom gesê, Koos, los. Dan staan Koos Moorkroft op in die debrief en dan sê hy, dit het gebeur en dit het gebeur en dit het gebeur. Nie negatief nie, eerlik. Hy sê dit soos wat dit gebeur het, want dit gaan tog mos uitkom. En dis Koos Moorkroft. Ek het vir daai man verskriklike respek. Hy doen vandag baie goed. Hy staan in Namibië. Hy kan nie vandag hier wees nie. Hy is besig met opleiding daar. Hy's in sy 80's. Amazing. Hy's fiks. Hy gaan aan. Hy doen opleiding daar. Hy sê hulle betaal baie beter as wat ons betaal het. So hy gaan net aan. Dankie. Die derde een is Mossie Basson. Dis die enigste lugmag ou wat ek kon in die hande kry om deel te wees van die dokumentêr wat ons gemaak het. Ek moet net 'n staaltjie van Mossie vertel. Hy was met 'n spesifieke operasie, 'n Telstar gewees. Nou ons almal weet wat beteken dit om 'n Telstar te wees, jy verseker kommunikasie. Nou Mossie Basson is nie vir 'n sekond stil nie. Hy akkommodeer die lugbeheer, die lug totaal. Jy kan nie iets inkry nie want Mossie is op die radio, jy weet. Maar okay, dis 'n ligterlyn. Maar Mossie kan wara verskriklik. Mossie Basson het die volgende gesê. Toe die Russe die klomp goed ontplooi het, hulle mees moderne lugverdedigingsstelsels in Angola, het dit die Suid-Afrikaanse lugmag totaal met ons broek op ons enkels gevang. Ons het ingegaan sonder ordentlike kennis en sonder ordentlike taktiek. Ons het in die eerste jaar 5 vliegtuie verloor en 2 vlieëniers. Nou dit is nie 'n volhoubare verliestempo nie. As dit so aanhou sou ons uit vliegtuie en vlieëniers uitgeraak het baie gou. Toe het ons besluit handbreek optrek, poel trek al die vegtervliegtuie terug van die grens af en kom heroplei. Toe het ons die heropleiding in 2 bene gesplit. Dis nou, om verder jou vraag te beantwoord, hoe berei jy jouself voor? En ons was verkeerd voorbereid, anders sou hulle nie 500 vliegtuie afgeskiet het nie. En toe het ons elkeen van die vliegtuie wat afgeskiet is, het ons gaan ondersoek, hoekom is hy afgeskiet? Wat het ons verkeerd gedoen? Dis die een been. En ons het ons taktiek verander. Ons het die vlieëniers opgelei om ultra lae hoogte te vlieg, om teen 800 km/h op 15 meter te vlieg en te navigeer. Onthou daar was nie GPS nie. Ons het met kaart in die een hand en die controllers in die ander hand gevlieg. En dan moet jy nog uitkyk, jy moet verkenning doen. En dan vlieg jy op 15 meter hoogte. En dan is daar hierdie krematartbome wat nie blare aan het nie, wat hoog bo kan die ander uitstaan. Ek het hulle die 3G bome genoem. Jy moet so 3G trek, dan mis jy hom. En maar en ons het dis die ander gedeelte van ons voorbereiding, daar wat ek nou meer betrokke geraak het. Is ons het die stelsel wat ons afgeskiet het, gaan ondersoek. En ek was intiem daarmee betrokke om elke stelsel uitmekaar uit te trek, nie fisies nie, maar om hom te ondersoek en te kyk waar is sy swakhede en hoe kan ons die Engelse praat detect, identify, counter. Maar jy moet hom eers detect en as jy hom detect het, moet jy hom identify. Hoe identify jy hom? Deur te weet as hy die syne uitsaai, kan hy nog nie skiet nie. Maar as hy van hierdie mode na daai mode oorgeslaan het, dan moet jy reg wees om te besoppe, dan kan hy op jou skiet. Om daai ondersoeke te doen, was ek vir jare en jare na, ek dink, dit kom terug na my vorige statement, omdat ek bang is. Ek is bang hulle skiet my raak, so dat ek hulle kan identifiseer en dan iets daaraan kan doen. En om vir hom te pad is ook 'n aksie, jy vlieg om hom, dan kan hy jou nie skiet nie. So, toe het ons heropgelei, en ons het die stelsels se swakhede ontdek en uitgebuit, en toe het ons in die volgende 10 jaar nie weer 5 vliegtuie verloor nie. So daardie korrektiewe aksie was 100% in lyn.
As ons net kan terugdink in 'n retrospek, in die eerste jaar 5 vliegtye, 2 vlieëniers afgeskiet. In die volgende 5 jaar is nie 'n vliegtyg afgeskiet nie. Die navorsing wat Mossie gedoen het en hy spront uit. Hy sê ek was bang hulle skiet my af, so ek moes iets doen om te ren. Die navorsing wat hy gedoen het oor elke grondlug stelsel wat die Russe ontplooi het in Angola was merkwaardig. Hy het wêreldwyd, uitsluitend Rusland, wêreldwyd erkenning gekry vir die navorsing wat hy gedoen het en die maatreëls wat ons geïmplementeer het in Suid-Afrika wat elders in die wêreld kon geïmplementeer word om vliegtye en vlieëniers wat natuurlik baie geld kos te spaar. So dis 'n baie besondere opname wat ons met Mossie kon doen. Daar's baie ander interessante goed wat Mossie vir ons vertel, maar dit is in die dokumentêre reeks wat gaan volg. So dankie aan Mossie ook. Dit was lekker geweest.